Goeiedag familie, van my pastoor Caleb en die hele beleefspan. Is dit so lekker om hierdie week saam met jou weer te reis. Hierdie week gaan ons gesels rondom die tema tyd, vriend of vyand. Nou kom ons wees eerlik met onsself. Baie van ons besig wees is nie altyd besig wees met die regte dinge nie. Ons gebruik nie altyd ons tyd soos wat ons moet nie. Die dinge wat ons baie keer doen, lyk dalk belangrik, dit lyk of ons produktief is, dit lyk selfs baie keer heilig. Maar hier binne in ons voel ons nog steeds 'n leemte. Hier binne in ons voel ons nog steeds leeg. Ons bid, ons werk hard, ons doen die regte goed in ons oë, maar tog bly daar hierdie leemte. En wat as die werklike probleem nie net is dat jy te min doen vir God nie, maar dat jou ritme jou leegsuig sonder dat jy dit besef. In Lukas 10 kom Jesus by twee vrouens, Martha en Maria aan. Martha is hard besig om alles reg te kry, want Jesus is nou hier in haar huis en alles moet perfek wees. Sy wil hom gasvry ontvang. Maria, wat doen sy? Sy sit by Jesus se voete en luister. En Martha raak ontsteld omdat Maria haar nie help nie, en sy sê vir Jesus die volgende, in vers 40 van Lukas 10, sy sê, Here, lyk dit darm nie vir u onregverdig, dat my suster net hier sit, terwyl ek al die werk doen nie. Sê sy moet my kom help. Maar die Here het geantwoord, Martha, Martha, jy kwel jou tog oor so baie dinge. Daar is regtig net een ding wat nodig is om oor besorg te wees. Maria het dit ontdek, en ek gaan dit nie van haar wegneem nie. Hierdie storie is vir my so mooi. Let op, Jesus sê nie dat Martha se werk verkeerd is nie, maar hy sê wel dat haar prioriteit verkeerd is. En daarom vandag familie, tyd kan 'n vriend wees. Dit kan ons nader aan die Here bring, dit kan ons nader aan ons gesinne bring, nader aan die mense wat ons moet lief hê bring. Maar tyd kan ook jou grootste vyand wees. Dit kan jou keer om al daai dinge te doen, dit sluip in, dit neem ons aandag en dit steel ons vrede. En vandag wil ek jou uitdaag om doelbewus te stop. Nie omdat jy miskien vandag 'n Martha is nie, maar omdat jy wys wil wees met jou tyd. Vra jouself, bring my tyd my nader aan dit wat belangrik is, of stoot dit my eintlik net verder weg? En as jou antwoord jou vandag ongemaklik maak, is jy dalk op die regte spoor. Familie, ek hoop dat in hierdie week ons stadiger, doelgerig en met 'n oop hart sal hoor wat die Here vir ons elkeen wil sê. Besige hande beteken nie altyd 'n vol hart nie. Wat jou lewe voed, bepaal of jou tyd lewe gee of lewe steel. Familie, net waar jy is, wil ek jou vra om vandag hierdie woorde saam met my te bid. Maak jou oë toe daar waar jy nou sit. En kom ons bid vandag hierdie saam. Here, ek gee U my tyd. Leer my om te kies wat U wil hê. Help my om by U te sit en net na U stem te luister. Amen. Familie, ek sien uit na hierdie week saam. Ek sien jou weer môreoggend.